Welcome everybody, welkom hier vandag in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons sluit gou die oë in die naam van Jesus. Here, ons bid vandag, Here, in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Vader, ons kom vandag, Here, dat hierdie woord, Vader, ons harte en ons lewens sal verander. Vader, dat hierdie woord ons u wonderbaarlike liefde sal laat beleef, Vader. Ons nog nooit van tevore nie, Vader. Ons dank u, Here Jesus, vir u goedheid. Ons dank u, Vader, vir u guns. Ons dank u, Vader, vir u nabyheid, Vader. In die naam van Jesus. Amen. Vandag wil ek met jou iets deel. Iets besonders. Iets wat die Here aan my gedoen het. En ek wil hierdie spreek aan elke jong mens daar buite. Elke persoon wat sê sy lewe is verlore. Elke jong mens in Suid-Afrika, elke jong mens oor die wêreld. Vandag wil ek met jou iets deel wat jou oë en jou hart sal aanraak vanoggend. Vandag wil ek met jou iets deel om te sê dat die Here het my nie in die kerk gevind. Ek het nie Jesus in die kerk gevind. Ek het nie Jesus by 'n jeugkamp gevind nie. Ek het nie Jesus by 'n jeugkonferensie gevind nie. Ek het nie Jesus gevind op plekke waar ek gedink het ek sal hom vind nie. Maar ek het Jesus gevind waar hy gedink het hy gaan my vind. Ek het nie Jesus gevind nie. Hy het my gevind. Hy was my verlosser. Hy was die persoon. Hy was my verlosser. Hy het my kom was. Hy het my sondes kom wegwas. Hy het my kom wys wat is ware liefde. Hy het my kom wys wat is die nabyheid van 'n vader wat sy kinders rarig opreg liefhet. Wanneer ek kyk na die verlore seun en ek kyk wat sy vader vir hom gedoen het, dan kyk ek na elke jong mens daar buite en ek vra myself die vraag af, as die Here my kon vind, is die Here nog steeds op soek na elke jong mens daar buite. Die Here het nommer 99 gelos en hy het gaan soek vir die een wat die laaste een wat verlore gegaan het. En die Bybel maak dit vir ons duidelik om te sê, kom na my toe soos jy is. Kom na my toe, al is jy gebroke, al is jy verniel, al het jy krake, al het jy merke, kom wys jou merke vir die wêreld en laat die Here jou gebruik om 'n verskil te maak in iemand se lewe daar buite. Ek wil dit vir jou duidelik maak. Hy het my gevind in my vuilste plek, my laaste, my diepste, donkerste put. Hy het my uitgeruk toe niemand anders dit gedoen het nie. Het hy daardie put uitgetel. Toe niemand anders my lewe wou red nie, het die Here gekom en hy het my daaruit kom uittel. Het die Here gekom en my kom blootstel aan sy liefde wat gebeur het op Golgotha 2000 jaar terug. Maak nie saak hoeveel merke ons het. Maak nie saak wat die wêreld van ons dink. Maak nie saak wat die wêreld oor ons sê nie. Maar ons moet weet dat ons is 'n kind van Abba Vader. Ons is 'n kind van die koning bo elke koning. Ons is 'n kind van die een wie sy lewe vir ons aan die kruis gesterf het aan Golgotha. Ons is skoon gewas van sy bloed. Maar as jy gaan kyk wat daar gebeur het toe hulle die spies in sy ribbers ingesteek het, toe sal water wat uitkom, en water beteken cleansing. En bloed, water en bloed wat uitgekom het, bloed beteken ons sondes is skoon gewas. Maar die water beteken, he cleansed our soul. He cleansed our lives. My vraag vandag wil ek vir jou vra. Maak nie saak hoe gebroken jy is nie. Maak nie saak hoe verniel jy is. Maak nie saak of jy vandag verwerp voel nie.
of verminag word nie. Daar is 'n Vader daar buite, met die naam van Jesus, wat jou baie lief het. Maak nie saak waardeur jy gegaan het nie. Maar die Here sê, kom na my toe, soos jy is. Die Bybel sê, ons moenie die kinders verhinder. Jong man, jong meisie, draai jou lewe om fenomenaal en radikaal. En gee jou lewe vir Jesus. En jy sal sien, jy mag dalk 'n nul wees in die oë van mense, maar in die koninkryk van ons Vader beteken jy meer werd as net 'n nul op 'n kontrak. Draai terug na Jesus. Gee jou lewe vir Jesus Christus en hy sal jou lewe verander. Moenie kyk na die mors nie. Moenie kyk na die gebroken nie. Moenie kyk wat jou vernietig nie, maar kyk na Jesus. Moenie kyk na jou huisomstandighede nie, maar kyk na Jesus. Moenie kyk wat in hierdie wêreld aangaan nie, maar kyk na Jesus. Jong man, jong meisie, daar is 'n uitkoms. Maak nie saak hoe diep jy in daardie put is nie. Josef was in daardie put gegooi van sy broers deur jaloesie. Maar die Here het vir Josef uit daardie put uitgehaal en hulle het hom verkoop vir muntstukke. Maar die Here het gekom en hy het sy lewe verander. Hy het die droom wat hy in sy lewe gesit het en hy het dit 'n realiteit gemaak. Jou lewe is nog nie om nie. Jou lewe is nog nie om nie. Hou op daardie ashoop sit en sê my lewe is verby. Maar staan op van daardie ashoop af en begin jouself te wees en doen wat God vir jou bepaal het. Dieselfde soos Job. Job het alles verloor. En die mense het gesê, verraai jou God. Maar Job het aangehou aan Jesus. En die Here het Job geseën, sodat die wat gesê het, hy moet sy rug op die Vader draai, dat hy hulle ook kon geseën het. Vandag wil ek vir jou sê, laat hulle vat wat hulle wil. Laat hulle jou noem wat hulle wil. Laat hulle jou merk soos hulle wil. Maar ek kan vir jou sê, the time has come for you to choose God above anything else. Breek weg van hierdie vriendekring af waar jy voel, jy moet inpas. En staan op vir Jesus. Wanneer jy Jesus begin praat in jou vriendekring, gaan jy agterkom of hulle werklik vriende is. Wanneer jy Jesus gaan begin praat in jou huwelik of in jou verhouding, gaan jy agterkom of hulle Jesus is. Want nie almal is daar om te sien hoe ons wat gebroken was, die wenpaal behaal nie. Jesus was gebroken. Maar die Bybel sê, the Lord has exalted him on high. Stuur dit aan vir elke jong mens daar buite. SA belongs to Jesus. Kom ons bid. Dankie Here Jesus. Dankie Vader vir die goedertierenheid. Dankie Vader vir die liefde. Dankie Vader vir die nabyheid. Mag die Here u seën. Vader, ek bid dat u hierdie woord fenomenaal en radikaal sal maak, Here. Dat dit harte sal aanraak. Here, ek bid dit, Vader. In die naam van Jesus bid ek vir elke jong mens in Suid-Afrika, dat u werklik hulle harte sal aanraak en sal oprig om u te soek. Matteus 6:33. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alle dinge sal bygevoeg word. Here, dis wat ek bid vandag oor elke jong mens daar buite, in die naam van Jesus. Here, dit kom by my op, Here, en ek spreek hierdie woord uit vandag. Vader, soos u vir Jesegiel gesê het, prophesy to the dry bones. Here, vandag kom ek en ek profeteer
oor elke jong mens se lewe daar buite wat gebroken is. Here, dat U dit weer lewend sal maak, in die naam van Jesus Christus. Amen en amen.